Goeiemôre. Dit was nogal koud die laaste tyd. Dit het amper gevoel of Maart, April en Mei verdwyn het en Junie dadelik op ons is. Maar ek is bly jy is hier vanoggend en ons gaan lees uit Romeine 4 vers 1 tot 6 en 12 tot 18 en die preektema is sterre kinders. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Nou Here, het was koel die laaste tyd, maar die koel het ook reën gebring, plekke waar dit baie nodig het, en ons sê vir U baie dankie daarvoor. Here, ons sê vir U dankie dat ons hier by mekaar kan wees, en ons wil bid vir hulle wat swaar kry, vir hulle wat siek is. Daar's soveel wat regtig nie lekker voel nie, en ek wil in besonder aan U opdra. Ek wil ook vra dat U hand van bewaring oor elkeen sal hou, elke gemeentelid, en dankie ook vir hulle wat in die afgelope tyd verjaar. Ek wil vra dat U hulle sal seën en die hand van bewaring ook oor hulle sal hou. Here, baie dankie vir U genade en die troue liefde. En dankie dat ons nou uit die woord kan lees. Amen. Romeine 4 van vers 1 tot 6. Wat sal ons dan sê met Abraham, ons stamvader, na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te beroem, maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werksloon word nie as guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddeloos regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So noem ook Dawid die mens geseën vir wie God regverdiging toereken sonder werke. En dan lees ek van vers 12. So het hy ook die vader geword van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Die belofte dat hy die wêreld as erfdeels ontvang het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgenaam is, het die geloof betekenisloos geword en die belofte sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele geslag. Nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Soos daar geskrywe staan: Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend gemaak, en dit wat nog nie bestaan het tot bestaan roep. Hy het teen alle verwagting en bly hoop en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Daai laaste stukkie van vers 16, hy is ons almal se vader. Nou, ek dink nou die dag terug, toe ek die verhaal van Abraham lees, toe dink ek terug aan my kinderdae op my oupa se plaas op Hartbeesfontein. En so tot min of meer 12 jaar oud het ons elke jaar Kersfees plaas toe gegaan. En 1 jaar, ek veronderstel, omdat al die huise vol was, het al die kinders buite in 'n tent geslaap. En ek onthou een spesifieke aand, dit was so lekker,
En ons het almal ons stretchers buite toe gedra en daar onder die sterrehemel na die sterre gekyk. En daar was baie. Dit was die eerste keer dat ek 'n satelliet gesien het. 'n Satelliet tussen hierdie miljoene sterre wat tussen hulle beweeg. En ek onthou ook op die naad van my rug die naggeluide gehoor het en op 'n reis deur die heelal gegaan het. En ek wou die sterre pluk want hulle was so naby. En toe het ek hulle probeer tel. En dit is onmoontlik. En ek dink dit het dieselfde met Abraham gebeur en Abraham het nog meer sterre gesien as ons vandag, want daar was nie soveel, hulle noem dit 'n fotografie ambient light, lig van wat dit bederf nie. Stadse liggies en dorpe se liggies nie. En toe sê die Here vir hom, Abraham, sien jy hierdie ontelbare sterre? So sal jou nageslag wees. En ek wonder of hy het Abraham gedink nadat God aan hom hierdie belofte gemaak het. Wat ons wel weet is dat Abraham moes vasglo dat dit wat God vir hom sê, gaan gebeur. En dit was baie jare later toe Isak eintlik eers gebore is. En ons weet dat uit Isak is Jakob en Esau en uit Jakob die 12 stamme van Israel gebore. En vandag is die Jode reg oor die wêreld versprei. So baie soos die sterre. En dis presies wat Paulus vir hierdie gemeente in Rome wil tuisbring. Hy sê, julle is deel van daardie sterre. Julle is deel van God se familie. Want hierdie gemeente in Rome het gesukkel om mekaar onvoorwaardelik te aanvaar. Vir Paulus was Rome 'n baie moeilike bediening, want hierdie mense kon nie sonder handskoene aanpak nie. Rome, kan 'n mens sê, was enige dominee se nagmerrie. Die gelowiges in Romeine, met alle respek, was 'n moeilike spulletjie gewees. En die waarheid dat hulle almal een is in Christus, almal kinders is van Abraham, omdat hulle Christene is, het nog nie behoorlik by hulle tuis gekom nie. Hulle was verdeeld gewees. En ek dink baie keer wou Paulus net wegstaan. En as jy Rome se storie mooi wil verstaan, gaan lees Romeine 'n bietjie van agteraf. Want dan sal jy beter verstaan wat alles in die gemeente aangegaan het. Tweedrag het soos bossies in die gemeente gegroei. Lidmate het mekaar aanstoot gegee en mekaar nie aanvaar nie. Paulus het sy hande vol gehad om vir die lidmate te verduidelik dat hulle mekaar soos Christus moet aanvaar tot eer van God. Daar was 'n stryery en 'n veroordeling. Hulle het in onvrede met mekaar geleef. Hoofstuk 14 vers 19, lê Paulus op hulle harte om die Here te beywer vir dinge wat vrede en opbou bevorder. Naaste liefde was skaars. Eensgesindheid was skaars. Paulus sê, gee julleself as lewende offers. Raak ontslaaf van die vooroordele, raak ontslaaf van die kritiek. Hoofstuk 15 vers 1 sê, op ons wat sterk in die geloof is die verpligting om die swakhede te verdra en die wat nie sterk is nie. Raak ontslaaf van hoogmoed. Ag, die ander persoon hoor as jouself. Niemand is spesiaal nie. Niemand het 'n spesiale sitplek in die kerk nie. Almal is gelyk
voor die Here. Klim bietjie van daardie hoë grond af en kom ons vat hande. Kom ons besef, ons is almal deel van een groot family. Is jy deel van daardie familie? Ons praat van geloofsbroers en geloofssusters. Ons praat van ons naaste. Glo jy dit? Jy sien, God het aan Abraham beloof dat hy 'n groot nageslag sal kry. En hy het daaraan vasgehou, hy het dit geglo. En Abraham se vertroue was in 'n God wat lewe bring waar daar dood is. En dan weet ons dat God het vir Christus die dood uit opgewek. God het uit niks uit iets gemaak. En hy het ook vir Abraham en die Israeliete gemaak. En ons ken hulle storie. Maar weet jy wat, ons het ook 'n storie. Ons is deel van 'n kerk. Hoe lyk jou kerk? Ja, Christene gryp mekaar partykeer ook aan die keel. Soos tussen in Ierland, die Katolieke en die Protestante. Russiese Christene skiet Oekraïense Christene dood. Kyk ons uit na ons eie kerk, dan sien ons hoe verdeeld ons kerk is. Hoe verdeeld die gereformeerde kerk is. En dan moet ons besef, ons is deel van 'n sterretjie in die hemel. Deel van God se koninkryk. Deel van sy kinders. Beywer ons onsself vir eenheid in die kerk. Of staan jy broers en susters teë? Jy weet, ons beklei so baie dat 'n gemeente se deure moet oopstaan. Waarwyd oop. Sodat elke persoon en sy eie uniekheid welkom kan wees in daai familie. Maak nie saak wie jy is nie. Die deure moet oopstaan. Ons het almal innooi en almal 'n tuis voel. Mense wat op 'n Sondag by ons kerklede moet instap, moet kan sê, ek kom na die sterre toe, want ek is een van die sterre, waarna God vir Abraham destyds gewys het. Ek is in my huis, ek het tuis gekom, en ek wonder nie, want ek weet ek is familie. As jy in Jesus Christus glo, is jy 'n sterre kind. Is jy deel van God se kinders.